Goeiemôre geliefdes en vriende. Goeiemôre ook aan ons JCRM radio maats. Ja, een groot gesin so saam oor die hele wêreld. Dit is nogal amazing. Want tegnologie so goed vir ons kan werk ook. Vriende, ek het met ons laasweek 'n bietjie gedeel wanneer ons gaan bid. Met wie dink jy praat jy? Hoe is jou gedagtes aangaande God? Hoe sien jy vir God? My vraag was gewees, met wie dink jy praat jy? Praat jy soos wat jy wil praat met 'n vriend? Dink jy dis jou beste maatjie? Dink jy dis iemand wat jy kan manipuleer? Dink jy dis iemand wat jy met games kan speel? Hoe sien jy vir God? Ek dink as 'n ou regtig stil sit en regtig net tot by die besef kom, maar regtig diep dink. Die Heilige Gees vra om dit vir jou openbaar, sodat jy kan sien of kan besef met wie jy praat. Dan wil ek eintlik sê, watch your mouth. Want jy kan nie vir God gaan beloftes maak nie. Ons weet ons sondaar mense hou daarvan om sê, ja, ek beloof regtig. Maar dan, God, sorry, ek het vergeet. Maar weet julle vriende, God vergeet nie. Dis hoekom dan Prediker 5 vers 1 vir ons staan. Kyk, ons kan na Vader toe gaan met enige krisis, enige wat ons begeerd is, alles. Ons kan na Vader toe gaan. Maar met watse houding gaan jy na Vader toe? Prediker 5 vers 1 sê vir ons, wees nie haastig met julle mond nie, en laat julle hart nie gou wees om die woord uit te spreek voor die aangesig van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde. Daarom moet jy jou woorde min wees. Sien vriende, soms het ons nie eens regtig nodig om woorde te gebruik wanneer ons na Vader toe gaan nie. Vader ken ons reeds als. Hy weet als. Hy weet wat jy daar in jou diepste donker kamertjie in jou hart dalk wegsteek vir die wêreld. Hy ken dit. Dis hoekom die woord ook vir ons sê, as ons na Vader toe gaan en ons gaan bid, soos wat Paulus het vir ons uiteengesit het, sê ons moet gaan in geloof en waarheid. Sien vriende, waarheid. So dit help nie jy daai klein deeltjie in jou hart wat jy vir niemand wil openbaar nie. Maar tog weet God dit. En weet julle, vriende, ek weet jy, ek kry sukkel met 'n ander woord, ek moet eintlik iets kry, maar mense kan nie. Ons het 'n amazing God. Ons het regtig 'n liefdevolle Vader. As jy net kyk wat hy alles gedoen het, gegee het, geoffer het, en wat hy nog steeds doen. Nog steeds doen. Vir ons. As sondaars. Hy weet wat is ons swakpunte, hy weet wat is ons goeie punte. Maar hy draai nog steeds nie sy rug op ons nie. Vriende, ek het 'n ander vraag. Ek weet nie, kan iemand my help ook. Net om te beskryf, hoe groot is hierdie God van ons? Ons leef op die aarde en die aarde is rond. Hoekom val niemand af nie? Die aarde moet ons draai, ek meen, is rond, iemand moet onderste bo na ons. Hoekom val niemand af nie? Goeie vraag nie. Hoe draai die aarde dan? Laat niemand val nie. Ek dink jy vanaand het in jou bed geslaap, ons het ons 'n dag aan die ander kant, China, ek dink se dag, want hulle dag het, kan hulle reggebloot. Ons lê. Hoe kry jy, hoe? Dit is onverklaarbaar. Ek is seker as iemand wat die antwoord ken. Maar weet julle, ek het nie nodig om 'n antwoord te ken. Want ek weet wie dit gemaak het. Dis God. Dis God. Hy het dit gedoen. Ons het nie nodig om ons koppe daar te breek nie. Net soos ons het nie nodig om ons koppe te breek nie. Want alles staan vir ons hier opgeskryf. Ons het nie nodig om te worry oor die toekoms nie. Want Vader is reeds daar. Hy wat die atmosfeer geskep het, hy wat nog goed by die aarde, buite die aarde gemaak het. Ek meen as die mense maan toe gaan. Wat sê engines moet hulle nie op by maanmasjien hê wat hulle daar, wat die wêreld verlaat daar op nie. Ek weet hoe Elon Musk wil ons nou Mars toe ook. Maar
Hulle moet soveel planne maak en dinge in plek kry om dit te kan doen. Maar weet julle wat? God is klaar daar. Hy is daar. Hy het nie nodig om 'n plan te maak nie, hy is daar. Dis hoe groot jou God is. En vriende, dis nie hoe groot God is nie. Dit is waar God dalk begin. Dit is wat ons dink. Ek sê vir julle, ons aanbid amazing God. Amazing is 'n verkleining. Ek het nie 'n ander groter woord vir hom nie. Maar dit is die God wat jy aanbid. So as jy nou daai grootheid net probeer kop, net probeer dat dit by jou insink, né? Hoe gaan jy in jou gebedstyd God nader? Hoe gaan jy met hom praat? Jy gaan nie met hom praat soos jou beste vriend nie. Jy is oor 'n hompie breakfast of iets nie. Ek dink jy gaan met baie meer respek en heerlikheid mos na God se troon toe gaan. En weet julle vriende, ek het dit laasweek ook genoem, maar ek wil dit graag net weer noem. Ek wil hê dit moet insink by ons. Dit moet regtig ons hele lewe actually beheer. God se grootheid vir ons as mens. Anders was Jesus se kruisdood mos nou 'n mors van tyd. Maar God het sy seun gegee vir my, vir jou, vir elkeen wat hom wil aanneem. Het hy dit gedoen, hy het offer is klaar betaal. Boef dan, dis dit. Ons het nie nodig om terug te kyk nie. Maar ek wil regtig hierdie punt net weer uitlig. Ek het dit laasweek gesê, maar dit is so 'n waarheid. Onthou, in die ou tyd het ons gesê die priesters, hulle moet een keer 'n jaar in die voorhof van die tempel ingegaan het. Dan het hulle nou offers gaan bring vir die Here en vir die sondes van die volk en al daai goeders. Maar voor hulle daar kon ingaan, moes hulle seker vir 'n maand lank hulle gereinig het, skoon gemaak het, gereinig, want jy kan nie daar vir hulle ingaan nie. Met enige sonde aan jou of enige sonde las nie. En net die priesters kan daar ingaan. Niemand, let wel vriende, net die priesters. Niemand anders nie. Nie eers die koning nie. Nie eers koning Dawid kan daar ingegaan nie. Net die priester wie God aangewys het, né? So nou moet jy pas op. Hulle gaan in daai heerlikheid in by die tent. Jy moet deur al daai goeders gaan om te reinig, om skoon te maak en al daai goed. Om 'n God se heiligheid in te kom. Right. Onthou ek het gesê, hulle dan ewen 'n tou gevat en om sy voete vasgemaak het. Vir as daar iets met hom gebeur in God se teenwoordigheid en hy slaan dalk dood neer, dan kon hulle hom uittrek. Dan vrot hy nie daar binne. Dit is God sy heiligheid. Nou my liewe vriende, as jy op jou knie gaan sak, as jy vanaand gaan bid, jy gaan na God se troon toe, want onthou Jesus het dat voor sy hangsel ons nog afgeskeer. Ons kan daar ingaan. Ons kan na God se, in God se heerlikheid ingaan. Het jy jou gereinig voor jy daar ingegaan het? Soos wat die priesters moet. God is nog steeds dieselfde daai tyd van hoe hy was daai tyd tot vandag. God kan nie verander nie. Nou gaan jy in daai waarheid, jy gaan in die heiligheid in. Jy jouself gereinig. Het jy moeite gedoen met iets om in daai heiligheid by God te gaan ingaan? Nee. Maar Jesus het die prys vir ons betaal. Ons kan saam met Jesus in God se heerlikheid ingaan. Dis hoe amazing ons God is. Nou is jy in daardie teenwoordigheid, waar die priester een keer 'n jaar kon ingegaan het. Jy kan 24/7 daar ingaan. Daar is nie 'n limiet nie. Dis soos 'n kredietkaart wat nie 'n limiet op het nie. Jy kan nie gebruik. Dis God se heiligheid. Maar ek wil hê ons moet mooi dink wat ek gesê het. Die priesters een keer 'n jaar. Ons kan elke dag 24/7 aan God se teenwoordigheid ingaan. Ons kan in daai heiligheid inbeweeg. En dan is die vraag, met wie dink jy praat jy? Hoe praat jy met hom? Net gou, Jesus, dankie vir die dag. Ag Here, ek wil die, ek wil daai, ek wil daar, asseblief, kan ek dit ook kry, dit en dit. Gaan met 'n inkopieslys. En as die Here dit nie doen nie, ag, luister hom nie vir my nie. Wat het ek nou vir verkeerd gedoen? Maar op die einde van die dag weet God mos beter. Hy weet wanneer om te gee en hy weet wanneer om nie te gee nie. Hy weet wanneer om ja te sê en weet wanneer om nee te sê. En soms sê hy vir jou, wag 'n bietjie. Jy is nog nie reg nie.
wag net 'n bietjie, leer nog. En gewoonlik daar waar God stil is, dis waar hy werk. So vriende, God slaap nie. As God geslaap het, soos ek nou voorheen gesê het, wie hang onderste bo in hierdie aardbol? Ek weet nie. En dan is daar nie suurstof nie. Dan is dit daai kragte om, want ek meen as jy maan toe gaan, moet jy iets hê dat jy rondloop, jou gewig moet jy op die grond hou. As God slaap, is dit dan. Maan toe gaan ons dan? Maan toe gaan hierdie aarde. Ek het gehoor, as die aarde dalk iets soos 10 cm of millimeter, whatever, uit sy wentelbaan uitgaan, is daar groot probleme vir die aarde. En ek meen 'n millimeter so klein, uit sy wentelbaan uitgaan, is daar groot probleme. Maar God hou dit in plek. So as God nou dalk aan die slaap raak, en sy arm maak iets so, poef, dan is die aarde onderste bo. En hy doen dit nie. Sien julle God se grootheid, vriende? God se grootheid. Kom ons sluit hierdie oop, amper vergeet ons om te bid. O allerheiligste en magtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, o Vader, ek wil vra, Here, laat U asseblief regtig ons harte, ons oë sal oopmaak. Soos die liedjie gaan, open the eyes of my heart, Lord, because I want to see you. Ja, Here, hoe ons wil U sien, die grootheid regtig aanskou. Vader, ons kan net na die wêreld kyk, na die aarde kyk, na wat buite die aarde in die gang is. Here, maar ek glo nie ons as mens met ons verstand kan regtig U grootheid bepaal nie. Vader, al wat ons weet is U is amazing en dit is net die begin. Dankie vir U goedheid, dankie vir U guns, U liefde, U genade. Here, dankie dat ons na U toe kan kom 24/7 in U heiligheid kan inkom, Here. En dankie dat vir ons vergifnis is vir ons sondes deur Jesus se bloed, dat ons vrygekoop is deur wat hy vir ons gedoen het. Sondeloos het hy sy lewe gegee vir ons sodat ons kan lewe. Vader, seën asseblief U woord, laat dit op vrugbare grond val. Here, laat dit groei. En laat ons elkeen vandag anders hier uitstap as ons hier ingestap het. En Vader, laat ons 'n blinkie kry van U grootheid. Laat ons dit 'n bietjie beter verstaan en beter kan sien. En ja, Here, dan is ek seker, wanneer ons weer na U troon toe gaan, weer na U troon toe kom, dat ons met 'n ander hart sal kom. 'n Hart van nederigheid. Want U is amazing. And we love you, Lord. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In Yeshua Messias se groot naam. Amen. So vriende, ja, ons praat met Vader. Ons praat met die Skepper. Ons praat met een wat ons ken, wat ons lief het. Ek meen, as Vader ons nie lief gehad het, het hy nie sy seun gestuur het. Want dan kon hy gemaak het seker, of maar, ja, hy kon so gemaak het, maar omdat God het 'n belofte afgelê dat hy sal nie weer die wêreld verwoes met water nie. So anders te kon hy maar sê, okay, hierdie geslag wil my ook nie volg nie, hy het ook probleme, dat hulle maar almal gaan, ons maak weer nuus. Maar God het nie, want hy hou sy belofte. En hy maak 'n plan om ons te red. Is dit nie eintlik ons wat die plan moet maak? Is dit nie ons wat 'n plan moet maak om gered te word? Want dit is tog ons wat aanjaag. Nie hy nie. God kan nie, maar ons doen. Maar dan kom God met sy grootheid, sy liefde, sy genade. En hy gee dit vir ieder en elk van ons, sodat ons ewige lewe kan beerwe. So vriende, weer eens, wanneer jy na sy troon toe gaan, met wie praat jy? Hoe praat jy met hom? Hoe sien jy hom? Ons praat met een wat ons hoor. En weet jy, ek het dit ook laasweek gesê. As jou hart vir hart het, kyk net wat sy planne maak God. Hy weet hoe is ons as mens. Dit is vir my so amazing. Hy weet hoe reageer ons, hoe is ons. En dan weet jy, dan kom Vader met nog 'n plan vir ons, om gered te word. Hy sê, man, as jou hart vir hart het, vra my, dan gee ek vir jou hart van vlees. En weet jy, saam met die hart van vlees,
stuur hy vir jou die Gees, sy Gees, die Heilige Gees, wat by was toe die aarde gemaak is. Hy stuur hom om in jou te kom woon, en ons elkeen te kom bly. Hoe kan 'n mens nee dankie sê vir so geskenk? Hierdie lewe wat ons in is net 'n blink en is verby. Jy tip die oë te vinnig en dan gaan jy. Maar die ewigheid, vriende, is 'n ewigheid. Is 'n ewigheid. Waar gaan jy daardie ewigheid deurbring? Vriende, ons het geleer laasweek, waarom ons bid. Ons nie sommer net met enige iemand praat nie. Ons praat met God. Ek dink regtig wat God als vir ons gedoen het, verdien hy ons respek nie. Verdien hy nie ons liefde nie. Verdien hy nie ons aanbidding nie. Ek dink hy verdien actually meer as dit. Ons kan na God toe gaan as God ons Vader, want Jesus het ons gesê as ons bid, onse Vader wat in die hemel is. Hoor julle vriende, hoe kruit is dit? Ons het 'n Vader wat in die hemel is. Ons mens, ons mans, ek gaan met julle praat. Ons is vaders, ons is paas. Hoe sê jy teenoor jou kind? Mami, julle kan ook maar antwoord. Ons as ouers, dis jy sal ons alles doen vir jou kinders. Dis hulle die pad te gaan vir jou kinders, hulle seer gekry het, jy daar om te help. Al het hulle al droog gemaak, dan het ons hulle gestraf, maar is verby. Jy is nog steeds lief vir hulle. Nou as ons as mens, wat sleg is, weet hoe om goed te doen vir ons kinders, hoeveel te meer nie ons Vader nie. Hoeveel te meer nie hy nie. So vriende, wanneer ons nou gebid het, soos ek gesê het, ons gaan ons nie met ons inkoopielys nie. En ja, soos ek nou gebid het ook, sê ons, Vader, laat u wil geskied, nie myne nie. Want duidelik weet hy beter. Jy weet ons nie. Hy weet wat in jou môre gaan gebeur. Jy weet nie eens as môre vir jou beskore. Maar God weet het. So wanneer jy klaar gebid het, wat maak jy? Staan jy net daar op, amen, en beweeg jy aan. Ek weet ons as mense hou daarvan om daai foute te maak. Jy sê amen. En dan, of jy het God gevra, Jesusie, Here, ek het sukkel met hierdie probleem. Of om iemand te vergewe. Maar nou moet ons onthou, Vader sê vir ons, as ons 'n probleem het met iemand, jou broer het 'n probleem met jou, los jou offer by die altaar, gaan maak reg met jou broer, en dan kom bring jou offer. Anders gaan dit nutteloos wees. Dis wat God sê. So nou vra jy vir God in gebed, Here, ek kan hierdie mense nie vergewe nie, help my. Gewoonlik gaan God in daai situasie vir jou verander. Ek dink God gaan jou dan meer in daardie persoon se teenwoordigheid kry. Meer saam met hom wees. Want God wil jou hart verander. Hy werk eers binne in jou, voordat hy buite hom werk. Onthou, dis ook God gesê het, hy gaan vir jou hart van vlees gee, met sy gees. Dis vriende, wie wil dit nie hê nie? Wie wil dit nie hê nie? En weet julle, dit is nie te laat nie. Wanneer dit te laat is wanneer jou asem uitgeblaas het. Jou laaste asemteug op hierdie aardbol gegee het. Is dit te laat. Dan, jou eindvlek het geblaas. Soos die ander pastoor eendag gesê het, as een ding wat 100% gegarandeer is. 100%. Ons almal gaan doodgaan. En ons almal gaan na een of van twee plekke toe gaan. Hemel of hel. So vriende, wat doen ons klaar gebid het? Gaan ons aan, as ons alles self moet beheer, gaan ons aan om daardie foute reg te maak? Of gaan ons regtig wag op God se antwoord, God se tyd? Ons laat nou daai probleem by God, maar as ons daar amen gesê het, ons staan op en tel ons maar weer die probleem op, maar gat ons. Hoekom los jy dit nie by die Here nie? Want dit is hoekom ek met my inleiding gesê iets probeer verduidelik het van God se grootheid. En ek dink aan dit gekrap. Want God is nog groter as dit. So hoekom jy nou weer daai probleem wat jy het, weer optel en saam met jou dra? Nadat God
dit al reeds gevat het. En dieselfde soos wat ons sondes bely. Vader, vergeef ons asseblief ons sondes. En as jy daar opstaan, dan voel jy weer skuldig oor iets wat jy gedoen het. Maar jy dan nou net vir God gevra, vergewe my daarvoor. En dan, as jy dit regtig berou in jou hart, wat maak Vader met daai sonde? Hy vat dit en hy gooi dit in die diepste see. En hy sit 'n bordjie daarop, no fishing, or diving, niks. So as jy nou weer daai sonde optel, dan gaan duik jy mos nou self daar. Why? Hoekom? Los dit by hom wat alles weet. Sien vriende, nadat ons gebid het, dit is hoekom geloof so belangrik is. Ons glo ons Vader het ons gehoor. Ons glo ons die Heilige Gees het vir ons ingetree, daar waar ons woorde nie lekker is nie. Sien, dit is ook iets wat God vir ons doen. Het julle dit besef? As ons nie weet om te praat nie, as ons woorde nie regtig sin maak nie, tree die Heilige Gees vir ons in, by Vader. En dis nie al, ons jou advokaat, wat langs God staan, wat ook vir ons intree. Is dit nie amazing? Hoe kan jy dit nie lief hê nie? Hoe kan jy dit nie bevolg nie? Hoe sê jy nee vir dit? Maar dan maak hy, vat die Heilige Gees ons woorde, en hy maak dit vir God aanvaarbaar. Spreuke 3 vers 5 sê vir ons, vertrou op die Here met jou hele hart. Nie net 'n deeltjie nie, met jou hele hart. En steun nie op jou eie insigte nie. Want ons weet, ons kan dalk dink, ja, miskien so en so. Maar dan kom die Here met 'n heeltemal ander inpad. Wat baie beter werk. Baie beter as ons gedink of gedroom het. En dan as hy probleem verbygegaan het, as jy so terugblits daaroor, miskien, ek kan nie eens onthou hoe ek daar deurgekom het, maar jy is daar deur. Want Jesus was saam met jou in die storm. Hy is nie soos die vyand wat jou alleen in die storm inlaat nie. Sê vriende, dis hoekom ons daar bid en ons het amen gesê. En jy verstaan nie reg hoe dit gaan werk nie. Maar dan vertrou ons op die Here. En jy sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou op U. En jy laat dit dan. God sal jou nie teleurstel. Hy is nie nugget nie. Hy is te lief vir ons. Want as hy ons wou geteleurgestel het, sou hy nooit vir Jesus gestuur het. Of hy sou die suurstof afsny in die wêreld. Dan gaan jy geteleurgestel wees, né? Maar hy doen dit nie. Vriende, as ons bid, dan moet ons probeer luister. Nie net een kant praat nie. Nie heeltyd met Vader praat nie. Wag tot jy die antwoord kry. Wag tot Vader terugpraat met jou. Ek meen, vat dit, sê maar jy is by die werk of by iemand, en jy vra 'n kollega of vraag, en hy antwoord net draai om in die loop. Jy gaan ons dink, joh, jy is onbeskof. Hallo, ek praat met jou, ek het iets gevra, en kyk jou net so in. Dis dieselfde met jou gebedslewe. Jy kan nie meer God net vra, bid nie. Jy het God op kans om te praat. Word net stil. As jy nie weet wat om te sê nie, wees net stil. Die Heilige Gees weet wat om te sê. En jy sal jou antwoord kry. Vader sê maar, sy woord sal nie leeg terugkom nie. Soos jy God se woord aan hom afbid. Sy woord sal nie leeg terugkom nie. Hy sal jou antwoord. Op sy tyd. Ons jaag hom nie aan nie. God kan nie aangejaag word nie. Wie dink jy in elk geval is jy? Om God te wil aanjaag. Wat het jy geskape wat lewing kry? Wat het jy gemaak wat jou trots kan wees? Jy het droog gemaak, ja, maar dis nie iets om oor trots te wees nie. God het jou vergewe, ja. Jy het jou hart vir die Here gegee. Jy volg Jesus. Dit is iets om oor trots te wees. Dit is iets om oor uit te gaan praat. Jy het jou lig laat skyn vir Jesus. Die duisternis het verdwyn. Want jou lig skyn. Dis iets om oor trots te wees. Maar nie laat hy trots jou in die haskien byt nie. Want onthou, is alles uit genade. Genade uit kosbare hand van ons God. Sien vriende, wanneer ons amen gesê het, moet ons regtig net om ons geloof werk. Vader, gee ons meer geloof.
Dit wat jy gespreek het, spreek lewe oor dit. U weet beter, wag op God. Moenie hom nie vooruit hardloop nie. Moenie alles probeer self doen nie. Dit is nie eens nodig nie. Ons het 'n helper wat groter en magtiger en sterker is as wat ons ooit kan besef. Ons kan nie besef, net soos wat ons nie kan besef God se grootheid nie. Sal ons ook nie besef hoe hy ons kan help nie. Tensy ons hom laat help nie. En onthou wat ek gesê het, God is 'n gentleman. Hy gaan nie jou deur afskop om met jou te kom praat of met jou te kom kuier of wat ook al nie. Hy is 'n gentleman. Hy wag vir jou en vir my om na hom toe te kom. Vriende, moenie vergeet om dankie te sê na jou gebed nie. Ek meen weer eens, ons as ouers, ons weet as jy vir jou kinders of iets gee, ons hou daarvan om te hoor dankie mamma, dankie papa. En as jy dit nie hoor nie, die honde wil ek net saam sing. En dan gaan jy ons van sê hoor die drie maniere nie. Hoeveel te meer kort God nie die dankie. Hoeveel te meer nie. Want hy jou situasie verander. Want hy jou verander nie. So vriende, ek weet ja, ek dink ons het almal daai two-minute noodle probleempie, daai instant kos. Want kyk, as ons iets gevra het, word dit dadelik gebeur. As ons iets gevra het, ons kan wel nie wag nie. Maar two-minute noodles, soos ek laas gesê het, ook two-minute noodles is nie two-minute noodles nie. Jy kan dit nie na 2 minute eet nie, want dit is te warm. So jy moet dit nog eers laat afkoel, soos 5 minute dan. Maar dis wat ons wil hê is, soos 'n TV wat jy aansit, dan kom iets op. Dis wat ons wil hê. Ons wagvader moet nou spring. Ek wil dit nou nie, nou. Do your best and let God do the rest. That's it. Vertrou met alles wat jy het. En weer eens vriende, as jy vanaand jou oë gaan toemaak om ons Vader te aanbid en dankie te sê vir die dag. Moenie voor 'n dag gaan. Wanneer laas het jy bietjie probeer wanneer jy God aanbid om net te bid en net dankie te sê. Jy vra hom niks nie. Sê net dankie. Sê dankie, of weet jy, skryf dit ewen neer. Sê dankie en skryf neer die seëninge wat jy daardie dag of nag of wanneer jy ook al bid, wat jy ontvang het. Sê net dankie vir daai. Doen dit een keer 'n dag. God weet wat ons nodig het, hy sal voorsien. Die woord sê dan vir ons, moenie bekommer wat jy môre gaan eet of aantrek nie, want hy sal voorsien. So, God sal voorsien, so, why worry? If God knows, he knows. That's it. We gaan sê, dankie. Net 'n bietjie. Soos jy vanaand, of wanneer jy ook al, na God se troon toe gaan. Vriende, wil ek julle met hierdie gedagte regtig los is. Hoe sien jy God? Met wie dink jy praat jy? Hoe gaan jy met hom praat? Hoe gaan dit na jou gebedslewe verander? As jy regtig net voor jy begin bid, gee vir jou 'n minuut of wat ook al, hy stilte. En probeer imagine, te dink, hoe groot is God? En dan begin jy met hom praat, in nederigheid. Loof en prys hom vir sy grootheid, sy goedheid, sy liefde, sy genade, sy geduld. Wat vir ons elke een beskore is. En dan vriende, gaan ons nou oor na die nagmaal toe. Een ding wat Jesus vir ons ingestel het, met die gedagte, dat ons gaan hom mis, ons gaan verlang, ons gaan paniek bevang raak, want hy is nou weg. Maar hy is nie weg, hy het ons die Heilige Gees gestuur in sy plek. Maar hy het ons gelos met 'n belofte. Vriende, soos wat die beloftes in hierdie boek staan, ons liefdesbrief, al die beloftes het al waar geword, maar nog nie openbaring nie. Dit moet nog kom. Soos al die ander goed waar geword het, dan gaan openbaring aan ons waar word. Dit gaan. En soos wat Jesus vir ons gesê het in Johannes 6 vers 53,
En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie die brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So vriende, voordat ons die volle seën van die nagmaal kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek. Voor hy van die brood eet en die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie, want 1 Korintiërs 11 vers 27 waarsku ons. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam van die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vir die ek so 'n minuut gee, as daar iets is tussen jou en God wat jy net wil regmaak en gaan vra, voordat ons 'n oordeel oor onsself spreek, gee ek so 'n minuut. Die brood wat ons breek is gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volle versoening vir al ons sondes. So vriende, as ons nou hier deur hierdie nagmaalformulier gaan, wil ek net op een ding ook weer agslaan. Kyk hoeveel keer word daar gesê glo. Glo. 1 Korintiërs 11:24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker na die danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hier is die beker, is die Nuwe Testament met my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weer kom. Kom ons sê, Abba Vader, Here, baie dankie vir die boodskap wat U vir ons gebring het. Here, baie dankie. Laat ons 'n koning hê vir wie ons Vader kan sê. My God, dankie vir alles wat U vir ons gee, wat U vir ons doen. Here, dankie vir U leiding. Here, dankie vir die Heilige Gees. Dankie vir Jesus. Dankie dat ons kan lewe saam met U. Vader, dankie dat ons weet U weet ons môres in U hande. Dankie dat ons nie nodig het om te bekommer wat gaan gebeur nie, maar Vader, ons is in U arms toegevou. Ja, Here, die môres kan maar kom. U is reeds daar. Ons vertrou op U, want dit is vir ons genoeg. Vader, dankie. Dankie dat U ons nie sal teleurstel. Here, dankie dat ons op U woord kan staan. En dankie dat ons kan glo in 'n ewigheid saam met U. Ons loof en prys in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.
Turn